Vandag is Wêreldkankerdag en mense word wêreldwyd deur een belangrike boodskap verenig. Elke kankerervaring maak saak. Ek gesels nou met die uitvoerende hoof van die Kankervereniging van Suid-Afrika, Elise Joubert, oor vanjaar se tema Verenig deur uniekheid en oor wat Kansa reg oor die land doen om mense wat deur kanker geraak word te ondersteun. Nie net vandag nie, maar elke dag. Elise, goeiemôre. Môre Pieter. So lekker om jou hier te hê. Ag, is vir ons 'n voorreg om vandag hier te kan wees. Soos 'n somersbriesie het jy hier gewaai vanmôre. Sê net gou vir my, jy praat van verenig deur uniekheid, die tema van hierdie jaar. Wat bedoel jy met dit? Met hierdie tema wil ons weer beklemtoon, weet dat elke kankerervaring is diep persoonlik. Jy weet, agter 'n kankerdiagnose is daar 'n persoon, 'n geliefde van iemand, en daar's geliefdes en daar's vriende en familie en almal word geaffekteer en maar beleef dit op verskillende maniere en het verskillende behoeftes in verskillende omstandighede. So daarom beding ons vir mensgesentreerde behandeling en versorging, want dit red lewens en dit gee weer hoop en dit herstel waardigheid. En dit is vir julle belangrik om ook, jy weet, 'n mens met die mens agter die diagnose raak sien. Absoluut. Want elke ou hanteer dit anderste. Absoluut. Dis vir my interessant, nee. Dis vir my asof ek meer mense sien wat eintlik positief reageer as hulle gediagnoseer is met kanker. Weet wat net hierdie optimisme het. Ja, weet jy, baie dikwels is die pasiënt gefokus op nou wat nou kom. Ek dink is baie keer meer vir die familie. Wat die groot onsekerheid het. Die pasiënt is nou in die proses en gaan daardeur. Maar daar is Kansa ook onder andere. Ons het 'n hulplyn wat ons families kan of pasiënte kan inskakel en waar ons inligting en advies kan gee. Ag en ja, Kansa. En jy weet, ons is 95 jaar hierdie jaar, dit is so voorreg, maar ons etiek is deernisvolle en mensgesentreerde dienste en versorging, en ja, ek weet nie veel tyd het ons nie, maar ons het baie reeks van ondersteuningsdienste wat ons kan aanbied. Hoe lyk die kankerstatistieke in Suid-Afrika? Weet jy, dit is goed dat jy die vraag vra, want Kansa sê dat ons Suid-Afrika voor 'n dreigende tornado, 'n hewige kankerlas staan. Volgens ons voorspellings gaan ons hier by 2030 elke jaar ongeveer 220.000 nuut gediagnoseerde persone met kanker sien. So ja, ons moet begin beheer neem van hierdie situasie. En dis waar Kansa ook 'n belangrike rol speel, net so in kort, jy weet, wat se dienste en ondersteuning bied julle van Kansa se kant af? Ja, weet jy, ek wil begin om met die beheer neem en daarom ons bied voorligting, publieke opvoeding aan, want weet jy, dit is so belangrik dat ons by onsself begin, dat ons verantwoordelikheid neem vir ons eie gesondheid en dat ons risiko's vir kanker weet. Want meer as 50% van kankers is maar leefstyl gedrewe. So is 'n klomp goed wat ons self kan doen. En nou ja, ons gee daai voorligting. Fantasties. Dan is dit so belangrik, Pieter, dat ons kanker vroeg opspoor. En daarom is vroeë opsporing kankersiftingstoetse, dat ons daarvoor sal gaan. Nou Kansa het by al ons versorgingssentrums, het ons klinieke waar ons dit aanbied in die gemeenskappe, en ek wil spesifiek noem dat ons hierdie week by verskeie lokale reg oor die land bied ons gratis siftingstoetse aan. So ek wil regtig vir die publiek vra, gaan kyk na ons webtuiste, gaan kyk of daar so 'n lokaal naby jou is, en maak asseblief geleentheid, want vroeë opsporing red lewens. Ek stem 100% saam met jou. Nou, ou moet nie te bang wees nie. Ek meen, ou moet nie gaan en kry eerder dat jy kan voorkoming is beter as die genesing. Absoluut. Nee, want weet die kanker behandeling prognose is net soveel beter as dit vroeg opgespoor was. En weet jy, mense moet nie bang wees. Ek weet ons huiwerig, maar niemand is alleen nie. Telefoon op, maak met ons kontak, ons is daar. Sê net gou vir my, jy weet, as ek nou vir jou vra, wat kan ek doen op Wêreldkanker dag? Wat sê jy vir my sê? Wat kan ons doen? Wat kan ons as kykers doen? Wel, soos ek gesê het, neem verantwoordelikheid. En gaan vir daai siftingstoetse asseblief en gaan vergewis jou van hoe kan jy jou risiko's verminder? Want ag, weet jy, as ek sê dis eenvoudige goed, soos moenie rook nie. Meer as 30% van alle kankers is direk verwant aan rook. Maar ag, daar's ander goed. Ons gesond is ongenadiglik en neem
sonbeskerming, dra hoed, bly die son tussen 10 en 2 en ag weet jy, ja, dieet, kyk daar nou, hoe vet diëte en geprosesseerde kosse, so daar's 'n klomp goed wat ons kan doen. Maar raak ook betrokke. Jy praat van betrokkenheid, net so Ja. vinnig, wat se aktiwiteite het julle alles Ja. van nou tot so einde Maart? Ja, weet jy, hierdie tyd is hoogseisoen vir onder andere ons Rewrite for Life program. Dit is geleenthede wat ons aanbied, wat ons in solidariteit met ons kankerpasiënt wat nie kan sê ek is nou moeg, ek wil nou nie meer ek wil nou ophou, wat deur die nag spanne rondom bane. So gaan kyk waar is dit, raak betrokke daarbey. Daar is ons Shywe Funds waar ons betrokke by kan raak, maar buiten dit wil ek vir die persone geaffekteer deur kanker sê, niemand moet alleen hierdie pad loop nie. Gaan kyk wat is beskikbaar, ondersteuningsgroepe. Daar, soos ek sê, daar's 'n baie reeks van behandeling, ondersteuning wat ons kan gee tydens hierdie tyd. Nie net vir die persoon geaffekteer nie, maar ook sy familie en 'n geliefdes. Elise, baie dankie en dankie vir al die harde werk wat jy en al die spanne saam met wie jy werk ook doen om mense bewus te maak van kanker en sterkte ook met die Kanker Wêrelddag. Ek weet dit sal goed gaan en baie dankie net vir die ongelooflike werk wat julle ook van Kansa se kant af maak. Baie dankie Pieter. Nou ja, van hierdie geselsie gaan ons bietjie kyk en gesels oor 'n nuwe onkologie sentrum in Namakoland.